Ons gaan die aankondigings doen en daarna sal ek vir Suster Trudy geleentheid gee om vir Dr. Mado en Dr. Mado welkom te neem in ons gemeente. Die afkondigings as volgt. Vandag is ons nagmaal. Soos die meeste van die gemeente weet dat ons op verlof is en dat ons predikant Dr. Mado gaan instaan en dan ook dienste gelewer deur Dr. Mado en Dr. Die datums die preek is op die bord en dan ook wil ek noem dat Dr. Mado homself beskikbaar gestel het indien daar enige gemeentelede is waar pastoorale terapie nodig het en sy nommer is op die bord en dit ook afgestuur op die afkondigings. Dan ons daar is 'n punt wat begin wat op die kalender was. So die eerste was daar niks ingeput. Dus ek gaan ons 2 nagmaal hierdie maand. Ons gaan die eerste wat vandag is en dan ook die 8ste wat volgende week is en dit kan al begeleid word deur die Mado. En dan ook daar op die tafel is daar forums as daar enige gemeentelede is wat so kontak besonderhede op sy huisadres te verander asseblief vir 'n forumpie en dan kom aan dat dit net weer vir my asseblief. Dan ons gemeentebediening, ons Bybelstudies opneem van môre af. Die 2 Februarie, Dominee is nie hier in Suid-Afrika nie, sy is in Amerika, maar sy gaan die Zoom Bybelstudies doen. Ons kom nog altyd af hier by mekaar. As u belangstel is, ek sê vir haar WhatsApp en sy sal die link aansien vir en dan ons vooroefeninge stop weer af hierdie week. Ons sal op die afkondigings laat weet of dit woensdag of donderdag is. Ons soos ons genoem het, ons barmhartigheid, ons deeroffers, ons gaan oor 2 maande die deeroffers strek, so Januarie en Februarie gaan dit radiokansel wees, ons tweede kollekte is vir radiokansel. Daarachter is 'n lysie van wie ons gaan kollekte in die jaar en dan is daar ook die informasie van elke instansie. Ons gemeente ondersteuning. Soos ons genoem, ons het 'n takspan van kommunikasie begin. Ons vra gemeentelede vir al die jongs om ons te kom join. As u belangstel, asseblief stuur my 'n WhatsApp of stuur vir my in die kantoor en dan sal ek die naam op die lysie neersit. Ons fondsinsameling, soos u weet, van verlede jaar het ons die Poëtiekos kompetisie. Ons het nou dit nog nie gehou nie, ons wag net vir 'n datum wat nog vasgestel word. Enige verdere informasie kan deur Graham of deur Jermaine gekry word. En indien u belangstel, deelnemers, die kaartjies is nog altyd R100 en dan as u bietjies wil koop vir die Poëtiekos, is dit R120 per boekie. En dan ons verjaarsdag vir die week is dit die 2 Februarie is dit Justin Burley en dan die 4 Februarie is dit Victor Duarte. En dan vra ons net soos gewoonlik daarachter is 'n lysie van die voorbereiding. Ons hou net vir Suster Angelina Prins se familie in ons gebede. Sy het in die week afgesterf, so asseblief wil net die familie kabinet vir hulle met op sy kracht en sy comfort. En dan ook, soos ek genoem het, daar is 'n lysie daarachter. Ons bid vir die wêreld, ons bid vir Suid-Afrika, ons bid vir ons bevolkte lande en sy mense, en ons bid vir die gemeente, ons St. Stevens, en dan bid ons vir ons saak. Tot dusver die afkondigings, ons is wat toeneem, die oor van u.
Goeiemôre gemeente. Ek hoop en vertrou die Here, en ons is ook hier om koste te maak vir die week voor hom. En die Here gebruik vanoggend vir Dominee Dr. Arnold Naro. Dit is 'n groot volle mond. So kan julle asseblief hom welkom vanoggend in die diens. Hy gaan vir ons die brood breek en ons gaan dit ontvang. Welkom Dominee vanoggend. Ek hoop en vertrou die Here dat jy 'n goeie diens sal hou en dat ons baie mooi na u sal luister. Baie welkom Dominee. Baie dankie Julie. Môre almal. Het is lekker om hier te wees. Ek sien hulle dit is mooi mee. COVID het julle mooi aangeraak geraak, nee. Ek wil net julle 'n troostwoord gee. Geen gemeente kan sê COVID het hulle nie werk nie. Julle nie bywoning is nie wat ek moet wees nie. Mense kom nie meer kerk soos wat ons gewoond is, was voor 2019. Voor COVID nie. COVID het die hele wêreld moes verander. Hierdie keer besef nie. Net 'n interessante ding, studente het in 'n week se tyd alles op internet gekry. Universiteite was al reeds besig daarmee om te praat, hoe kan die klasse minder maak, omdat die klas so groot is en daar is nie lokale klasse nie. Ek het nou met by Newfoundland gehoor, met dosente wat hier besig was daar, wat ek kontak het. En binne 'n week kon al die studente internet hê, met 'n rekenaar en alles. Binne 'n week kon dit oorslaan. Mense die lewe het in daardie, kom ons sê, eerste 3 maande van COVID radikaal verander is. Ons sê dit nie, maar dit is radikaal verander wat Christus vir ons wil bring. Dit wat hy vraag. Ek wil so in jou lewe wees, dat jy radikaal van die nieuwe mense doen. Ja. Welkom vir elkeen van julle hier. Dit is die eerste keer dat dit is nie, ek was in klompie jare terug, wat ek ook al nie gekregen het, en ek het verskrikke baie, want dit is besonder vir die mense. En daarom is het vir my lekker om te groet in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, en te weet, hy ook hier, saam met ons môre, en woord. Kom ons sal die doel in volgens dat hy daar verskyn kan wees. Amen.
oor 3 tye in ons lewens praat. En dan mense wat een van die tye leef partykeer, mense wat in 2 van hulle leef, en dan mense wat net in ander dinge wil leef. Die wonderlike is dat al 3 het 'n geweldige invloed in ons lewens. Dit wat die vrede gebeur het. Wie van julle kan onthou wat nog 40 jaar terug met jou gebeur het, as jy al so oud is dat jy hoe 40 is? Ons op 'n skrif wat geskryf het, dit se aan. En dan word die water Ja, daai wat is 'n doodskee, dan kry jy nie, lekker. Maar jy kan nie dit kan jy kan nie alles onthou wat met jou gebeur het nie. Want dan is daar iets van 'n ander tyd, en daai tye van daai verlede, speel 'n groot rol. Er sommige mense so erg, dat hulle nooit daar kom. Want daar ander mense wat vandag doen. Alles gebeur vandag. Alles wat hulle doen is net op vandag concentreer. Dan belangrike ding wat ek dink ons baie mense vergeet, partykeer, is dat daar ook 'n toekoms is. Nou, mense kan jou dink dat dit al Februarie maand is. Wat nou hier, van maand, 31 dae terug, bestaan ons by die eerste 31 Desember. Jy wonder wat van die toekoms wat ons, en het jy nie so gedink aan? 'n Nuwe jaar, en dan dink jy, hoe jy dit voornemens gemaak? Ek dink ons kan die meeste van die goed werk hier, hè? So ja, dit is die goed wat ongelooflike gevolge van ons het. Ek wil vanmorgen met julle deel wat die Bybel ook ons sê, wat God met Israel gedeel het. Hoe belangrijk het elkeen is. Maar daar is een wat eindelijk alles bepaal. So ja, iemand wat oggend te preek is, uitgestik vanmorgen, begin vandag. Vandag, gister, toen jy gister en Saterdag was vandag morgen. En Vrydag was die verlede. Die gister. En vandag is die gister van morgen. En morgen kyk weer dat Dinsdag as morgen. So, interessante ding om te gaan kyk en 'n bietjie te gaan dink, hoe speel hierdie goed 'n rol in ons mense lewe? Ek moet maar op by Exodus. Hoofstuk 2. Dit is 'n baie bekende gedeelte wat ons lees. Dit gaan oor Moses se storie, sy roeping wat God na hom toe gekom het, en vir hom 'n werk gegee het om te sê wat hy moet kan doen. Maar dat is baie interessant, ek wil hierdie gedeelte weer lees, en dit is wat die woord weet al hier, dit is my ongelooflik opgeval. Ons het al gepreek oor die brandende bos, ons het oor hoe God hom openbaar aan die mens, ons het oor baie goed gepraat. Maar vanmorgen wat ek dink, stilstaan by die tyd. En dit God se tyd, wat hy vir ons as mense gee. En hoe God in sy tyd met ons werk om nou verskil te maak. Kom ons lees van vers 23, dit is die laaste 3 verse van Hoofstuk 2 en dan die eerste 17 verse van Hoofstuk 3. Die jare het verby gegaan, die jare het verby gegaan. En die koning van Egipte het 'n sterwe gekom, die Farao, wat is daar liefde het nog steeds gesig en gekreun onder die swaar werk. As ons praat wat vandag ook ons kreun en steeds partykeer word in ons eie werk te geblad, nee. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle kerk gehoor en ons in verbond met Abraham, Isak en Jakob verbind. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit hartlik in. Ek kan nie daarin dit gebruik. Maar ja, kom ons lees in 3 vers 2 'n paar verse. Moses het die tentjie van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die tentjie diep in die woestyn ingejaag voordat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Die verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne-in 'n doornbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doornbos aangebrand, maar nie uitbrand nie. Moses sê vir hom: "Ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doornbos maar nie uit nie?" Die Here sien dat hy nader kom om te kyk, die kom naam uit die doornbos. Moses, Moses, en die antwoord, hier is ek. Die Here sê vir hom: Moenie nog nader kom.
trek jou skoene uit. Want die plek waarin jy staan is verwyder God. God is teenwoordig. En waar God is, wil ek al gesê, ons die reg om te kom hier, want dit is in sy teenwoordigheid wat ons die absolute wonderlikheid van sy geestelike wese wat hy is, sy heiligheid, sy reinheid, wat ons dan in nader. Daarom sê hy, dis van buiten grond. Verder sê hy, ek het die woord, ek kom baie na voor. Ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die, ek in die hende van my volk in Egypte duidelik gesien, en hulle doodgeweet het, waar die slavendrijvers dood. Ek het hulle leiding ter harte geleer. Daarom het ek afgekom om hulle in die mag van Egypte te bevry en om hulle uit hulle daarna te laat trek na goeie en uitgestrekte land. 'n land van oorlog van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jebusiete en Jebusiete. Die hoofdleer van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom keer ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk Israeliete uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses aan hom, so typies mens, en ek wil hier ook al gepreek word, hoe die reaksie van ons as mens, hoe ons na onsself kyk as God vir jou opdrag gee. Wie is ek dat ek dit by die Farao sou laat, en dat ek die Israeliete uit Egypte sou bevry? Oké, Moses antwoord, ek sal by jou wees, en die wys dat ek jou bestuur het, sal dit wees. Wanneer die volk uit die Egypte bevry, sal julle by hierdie werk aanbid. Daarna sê Moses van God, sê nou maar, ek kom met die Israeliete en ek sê julle, God van julle voorvaders, en my na julle te bestuur, en ek vraag om my, wat is sy naam? Wat moet ek dan sê? En sê God van Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir Israeliete sê, ek is, en my na julle te bestuur. Hoekom sê die Here dit vir hulle? En dit sal ook onthou, dat ek is, die God. Die Here, die God van julle voorvader, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na julle gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep word, van geslag tot geslag. Dan roep nou die leier van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvader, die God van Abraham, Isaac en Jacob, het aan my verskynend gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die lende van Egypte, van die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jebusiete, Jebusiete, aan land van oorlog, van melk en honing. Dit is so verder gedeelte. Ek wil begin dat ons stilstaan aan ons specifiek by vers 16 en 17. Die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob, het aan my verskynend gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egypte. Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die lende na 'n land wat oorloop van melk en honing. Stuk van die verlede, stuk van die huidige omstandighede van Israel, maar ek hoop wat hy by die Here van hulle wil gee. Kom ons by die Lord dat dit stuk. Onze Vader, baie dankie vir die wonderlike dag wat ons het. Dankie dat ons môre kan opstaan en ons oop maak en gesond kan wees. Dankie vir die genade wat U vir ons bewys het om ons veilig te hou deur die nag. Maar die grootste vrede wat ons het is om U te aanbid in U grootheid, in U heerlikheid en 'n bou wat U vir ons gegee het om dit te kan doen. Dat die heerlikheid om saam te kan wees, aan dit te kan partykeerlik en saam ook vanmôre aan die tafel te sit. Alles wat getuig van U groot genade vir ons. Ons weet, Here, dat daar baie plekke is waar mense vanmôre by mekaar kom om U te verheerlik, om U naam te besing, maar ook met 'n vrees in sommige plekke sit. Omdat hulle dit nie mag doen nie, omdat dit verbode in daardie aarde is. En daarom wil ons vanmôre vir U loof en prys, U naam besing, omdat ons vryheid kan doen. Maak ons daarom bewus
van die weerlikheid. Maar hierdie genade wat ons het, uit die hand, om die God van alle goede, die Heer van alle Here te aanbid, en hom aan te roep en hom te prys, en hom ons Vader te roep. Wil nie met ons wees, wil nie met ons steen op en ons saam wees, en mag ons saam wees saam met u, elkeen tot seën wees. Amen. Broer en suster, 2026 is 'n nuwe jaar. Soos ek vroeër gesê het, 31 Desember het ons gevra, en almal gesê, baie mense het iemand ek weet almal het doen. Ek hoop dit is 'n beter jaar as die jaar wat ons gehad het. Ons het hier self ook hier 'n moeilike jaar met gesondheid, weer groot operaties gehad en al die dinge. En 'n mens hoop maar dat die pad wat vorentoe lê vir jou beter is. En daarom het ons die hoop uitgespreek, die hoop ons met daai hoop dat hierdie jaar, dat ons 'n beter jaar sal wees. Vir baie mense is dit dalk nie 'n beter jaar nie. Vir baie mense is dit 'n slegte jaar, alreeds. Maar die hoop bly altyd daar staan. Ons moet daarom besluit op hoe ons na hierdie jaar wil kyk. Met watter mentaliteit, met watter sienswyse wat uit hierdie jaar in dit ingaan. Dis al Februarie, 1 Februarie vandag. Hoe was Januarie maand vir ons gewees? Is Januarie maand gewees? Wat was dit? Elke week die jy wil lekker. Israel was in 'n situasie waar dit vir hulle bitter moeilik was. Hulle het nie lende gehad, hulle was by 400 jaar in Egypte gewees. Hulle het daar afgekom met Isak wat eintlik Josef wat daar in deur sy broer verkoop is en Potifar se huis beland het op die einde van die dag wat tronk toe en toe word hy die genade van ook nie die genade, jy moet elke keer die woord genade elke môre hoor. Genade van God word hy aangestel as die tweede bevel na die Vader. Omdat hy die Vader sy droom uitgeleef het vir die land, wat sy gebring het by die droogtes wat er kom. Hy het vir die land hoop gebring. En dit, Isak met sy hele gesin en die slawe daai tyd, sy beeste en sy skape en al sy hele familie en al sy eiendom, het hulle saam getrek. En hulle het 'n lewende tyd as familie gehad, maar die familie het groter en groter geword. En op die stadium het Israel die Farao groot bedreiging begin word, want hulle is te veel, hulle is meer as Egiptenaar. Maar hulle is al meer en meer en meer verdruk. Dit is sleg gaan. En die Farao, meer het dit sien, meer het sy eise op hulle gestel. Maar as een ding wat altyd in hierdie families van Abraham, Isak en Jakob geloop het, die land van belofte wat hulle gegee is. Of hulle dit onthou het, weet ek nie. Ek kan nie sê, maar as die Here vir Moses sê, gaan sê vir hulle hierdie God het julle na my julle te bestuur, dan sal hulle weet van wie ek gepraat het. So daar was iets wat van die verlede is al vertel word. Israel word herinner aan waar hulle vandaan kom. Dit was nie al 'n gebloei pad nie. Dit was 'n lekker pad vir 'n rit, en toe het al slegter gegaan. Maar daar was 'n tyd in hierdie pad wat hulle kon getuig van God was altyd in hulle midde, ook omdat hulle in God se midde was. Maar sekerlik, omdat hulle moet herinner word wie hulle God is, het hulle vergeet van hierdie goeie tyd. Vergeet dat hierdie verlede wat hulle gehad het, hulle gebring het waar hulle vandag is. Ja, ons kan die verlede vat en nie daarby stilstaan. En dit wat is wat elke maal gedoen het, en hulle toch van, en wat het julle begin uitgaan het, is hulle weet, hoeveel keer het hulle gesê, Moses, het jy van ons na die woestyn gebring om hier te laat sterwe, ons wil terug gaan Egipte toe. En dit, hoe maak ek vergeet oor die verlede? En vergeet die swaar was. Maar God het wat die maanden daar ingeklik. Israel
gereageer vele kere in hulle geskiedenis van wat God vir hulle gedoen. Ons vergeet so maklik van die goeie en die slegte goed in ons verlede. Omdat vandag nie is wat ek wil hê dit is. Dan verlang ons na dit, of my te pas, dan sê ek, my verlede dit gedoen, dit was nie so goed nie, ander die verlede was dit gedoen, en dit was wonderlik gedoen. Die wonderlijke van alles is, dat die verlede het een groot rol om te speel wat ons toekomst is. En daarom moet ons in mekaar ook sê, ek moet nie dat die verlede my toekomst bepaal en die opzien dat ek nie gaan groei nie. Ek saak vast by goed. Dis het ook jou kinders geskuld maak. Van wat goed wat in jou verlede gebeur het, wat ek en jy nie kan hanteer nie. We suffer on that, on something or anything that happened that has a negative influence in our lives. And we can't get rid of it. And we need that dictate our lives day to day, from moment to moment. En dis nie wat God wil hê nie. Hy wil ons moet die wat in onthou, dat hy vir ons beteken. Ons moet nie dat gister bepaal wat ek vandag gaan doen en hoe gaan optree. Want dan is daar geen groei. Maar daar moet ek nie gestel. As ek nie die gister vat en die goeie dag wat gebruik maak om nog verder te groei, dat is verskil wat ek sê, om verder te groei, dan gaan ek ook nergens kom. Vandag bepaal in elk geval ons verwagtings. En wat ek vandag doen, bepaal hoe ek môre gaan optree in veel opsigte. Jou besluite wat jy vandag doen, is uiters noodzakelijk. Why? If you decide to follow Jesus Christ today, you are starting to act tomorrow like you're doing it in practice. Practice what you say you are. That's why I'm a Christian, and that's why you think about the Son of God. To be a Christian or a son of God or a system of God means I'm always doing what God is expecting from me to do. Doesn't matter what. Dit van my omvat. Daarom, wat ek vandag doen, moet die regte goed doen. As ek regte vandag besluit ek wil die Here volg, weet ek dat ek op 'n nuwe pad gaan wees, en ons gaan volgende week ook daarin aandag gee. Ek is op 'n nuwe pad weg van dit wat ek dink ek moet volg. Ek volg nie my weg nie, maar ek volg nou God se weg. Sy verwagting. Wat het God gedoen? Hy het hier na Israel toe gekom en gesê, ek het 'n nuwe pad vir julle. Ek het 'n nuwe hoop wat ek vir julle wil gee. Ek onthou wat ek in die verlede gedoen het. Ek onthou my belofte van redding, van 'n goeie land wat ek vir julle wil gee. Ons gaan die politieke gebied verkeer daarvan. God wat beloftes maak. Hy vat sy beloftes van die verlede en hy wys vir hulle, maar dit is waar jy eintlik moet wees. En ek gee nou vir het weer die nuwe doen, dat 'n land van melk en honing, waar jy kan gaan woon. Maar as jy na die geskiedenis kyk, dan weet jy dat dit net nie so gebeur in Israel nie, want hulle het maar meer hulle eie wil gevolg. Die oomblik wanneer Israel sy eie wil begin volg, het dit verkeerd gedoen, en dit doen nog steeds vandag verkeerd, omdat ek en jy ons eie wil volg, en nie die wil van die Here nie. Ons moet dan luister wat die woord sê, wat is God se verwagtings vir ons? En daardie verwagting is ek vandag my hart vir die Here, as my lewe vir die Here, moenie dit net jou hart doen. Dit is jou hele wese waar jou hele mens weet wat jy van God moet gee, om werklik sy te bring, om werklik te hoor wat hy vir jou wil sê, en jou wil te laat groei, na die mens wat hy wil hê, nie wat ek wil hê, nie wat my vrou wil hê, nie wat my man wil hê, nie wat taal of ma wil hê nie, maar wat God wil hê, ek moet wees. En dit is wel daar is ook verskil tussen. Dit wat God van my wil maak,
of let my wil maak, is radikaal anders. En dit begin vandag, dit begin nou. En dit wat ek nou besluit, as ek môre oorloop, gaan leef. Want dit wat belangrik is, om dan belangrik word. God se wil, God se keuses, God se manier van lewe, God se tradisie waartoe hy my geroep het, God se nuwe mens waartoe hy besig om my te maak, word belangrik. En dit is in daardie rolle wat ek nou gaan begin lewe. So môre word vandag bepaal. Die keuse wat ek vandag maak, as ek vandag steel by die werk en van my môre en dan raak ek gevolge. Dit is wat gebeur. Sê maar ons laat ons met prakties van die tyd. Vervolgens kom wat deur na mense wat nie doen wat reg is nie. En God sê vir ons, ek sal vir jou die beste gee. Ek wil vir jou die beste bepaal. Wil vir jou die beste gee. Wat meer kan ons vraag? Ons sit as kerk, nie die enige kerk, maar in die kerk van Christus, voor geweldige uitdagings, nie om die kerk in stand te hou nie, nie om genoeg geld te hê om dit in stand te hou nie, nie om die regte geboue te hê, nie om genoeg predikante te hê nie. En dit is wat ons nodig om die kerk van Christus geestelik te laat. Dis hulpmiddels wat ons kan gebruik. Maar God se verwagting is dat ons sal antwoord op sy roepstem. As hy Moses vir Israel kom en sê, maar dit was God wil hê moet gebeur. Dan gee hulle aandag daar. Dan doen hulle presies wat God van hulle vra. Die Farao doen dit nie, want die volk het nie vra. En met Israel wat gaan die oomblik en Moses kom en sê, as my volk, God wil sy volk wat trek na hulle land toe, dan het hulle nie die vraag gehad om met die worstel te doen. Dan het hy die mense gehad, dan het eerstgebore is moet gesterf nie. Baie hartseer pyn en ellende. Jy weet het voordat op iemand in die dood afgestaan is nie dat. Nie mense by ons is sin nie wat geliefde aan die dood afgestaan het nie. Dis sien. Dis enorm seer wat deur jou gaan. En jy weet jy gaan het daar deurkom. Ons gaan net daar deurkom om te doen wat God van ons vraag. En daar vir ons leef. Hy sê nie vergeet van die mense wat doodgaan. Hy sê, stap saam en ek sal jou krag hê, ek sal jou doen. Wat gee hy vir Israel? Sy teenwoordigheid is bevestig. Hy gee die heerlikheid van sy teenwoordigheid vir hom. Hulle op die bouw te wees. Hulle ook nie te vrees wat kan kom, want ek sal die oorwinning vir julle braak. En dis telke maar wat gebeur het. Hoe 'n magtige volke en steur het met Vader, weet omdat hulle gehoorsaam aan God was. En as dit nie gebeur het nie, was dit omdat hulle ongehoorsaam het. Lees maar verder aan. Die Heer, die ken die verhale, en ook nie vertel af. Maar God roep nog steeds nie na die kerk uit, hy roep na die kerk uit om die waarheid te verkondig, maar hy roep nog steeds na die mens van vandag uit om te sê, volg my. Johannes 1. God wil by Moses wat die volk van Israel sê, ek het julle nie vergeet. Julle mag tot dit na 400 jaar wat julle swaar kry, groot julle swaar gekry, dat ek julle vergeet het. Nee, wat lees ek met die 2? God het hulle gekern gehoor, en as hy verbond met Abraham, Isaac en Jakob gekry. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit hart geniet. Hy is persoonlik by sy uitverkore volk besig. Soos God in Christus ook vandag met sy kerk, ons is uitverkore volk, die kerk van Christus, die kinders van God wat Christus hulle broer gemaak het, wat hom aangeneem het en sy optrede hulle eie gemaak het.
moet dit ons nie vergeet nie. Hy roep ons daarmee uit en hy bevestig sy optrede. Ons familie verloor met die nagmaaltekens. 'n waarborg, 'n liefde wat nooit vergaan nie. Dit gee God vir ons in die nagmaal. En dit wat God ook sê, maar ek het dit nie vergeet nie, gebruik hierdie tekens tot eer van my naam. Ek sal daarmee word en jy versterk in die geloof word. En dit is presies wat God met Israel al begin doen het hier. Want die redding van hulle kom deur die slag van 'n lam, die waarvan die bloed en die versyning moes versterk word. So die doodengel kon verbygaan en hulle die lewe ontbrand. Die nagmaal is ons ook 'n ete saam met Christus, saam met God. Omdat hy vir ons die lewe gebring het en ons het dit aanvaar en ons eie gemaak. Weet jy wat so lekker van nagmaal is? Dis nie 'n snaakse vreemde gebeurtenis wat plaasvind soos wat die Christelike destyds in die gelowige van hulle geskinder is. Hulle eet mensbloed, hulle drink mensbloed, hulle eet mensvleis. Omdat hulle sê, soos wat dit is die liggaam van Christus wat gebreek het, dus die Romers sê wat vandag in slaap het, dat baie brood en wyn wat gedrink word, het spesiale betekenis, en spesiale iets geword, omdat hulle op tafel. Dit is nie so, dit die herinnering nie dat ons iets eet wat ons dageliks in ons huis het, en drink wat ons dageliks in ons huis het, so dat ons kan wat doen, onthou van Christus dat vir ons gesterf het. Dit is 'n wonderlike taak. En daarom praat ons dat ons die ou roeping wat God vir sy kinders gehad het, vir die volk van Israel, en verander in 'n nuwe roeping, in 'n nuwe lewenswyse, van 'n ewigheidslewe, van 'n geestelike uitdaging wat ons gegee het, 'n geestelike nuwe mens wat geskep word, in my deur die Gees van God wat in my woon. En dis die lekker dag. God onthou vir Israel, hy het nie vergeet. En dit wat hy deur Moses hulle vertel. Vandag praat die Here met ons deur die Heilige Gees. Nie net met een mens wat dit vir jou moet kom sê, maar elke dag is die Gees van God met jou en my, want hy woon in ons. En hy is sy met ons Heilige Gees is ons. En daarom is dit so noodsaaklik dat ek en jy 'n antwoord gee. Want jy moet verstaan dat God sy beloftes van die verlede nie vergeet nie. Dit kry dalk 'n nuwe betekenis, ja dit het, in Christus, met dit wat hy Israel gedoen het. Maar die een ding sal ek altyd vas, God se woord bly die woord van liefde, woord van omgee. En daarom moet ons vandag weet, as ons nou sy woord op ons vat en gehoorsaam is, sal môre ons nie vrees bring. En as ons môre ook leer uit die heerlikheid van God, uit sy liefde, uit sy genade, dan kan ons oorwinning in sy maak. Kan ons sit? Ek het 2 verse, ek lees in die 3de vers. Ons sing oorwinningslied wat as ons aan die nagmaaltafel sit, is dit 'n maaltyd van oorwinning wat ons vier. 'n lewe van oorwinning wat ons het saam met Christus, saam met mekaar. Daarom kan ons hande vat ook en sê, ons sit hier by mekaar, ons kan het geniet. En ons sien die heerlikheid van God. Nie net in die hemel nie, of wat openbaar is om te kyk, ons sien dat die heerlikheid van God al reeds hier vandag. Hy kom met my, wat ek verander het om die beeld van Christus waardig te word. Deel hy die heerlikheid ook met mense, en ons deel het met mekaar op verskillende. Kom ons in die 3de vers van die oorwinningslied. Die oorwinningslied. Ons sal hom hier laat. Hy het nie in die boek. Hier. Ek sien dit my
die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy bedoelde aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is hier, loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Geef jou hande op naar bo, as we syne samen kromme en kom dans vir God se woord. Kom leer vir die woorde, van sy woord wat in ons woord, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Kom ons vraag dat ek nie die taal wat gereed maak en ek wil vraag die persoon wat saam kom sit, julle kan ek na vore kom. Net sê ek hoop hier is 'n kamer vir die klaar, maar ons kan bietjie later dan wil ons stel en ook julle ter hulle dit doen, maar ons gaan aan die hand. Iemand aan die tafel kom sit, kom saam met my, sit ons allemaal hier voor. Dus dit is ons gaan het uitdeel, die tekens, die donker genoeg in die buik. Lichte, die donker mooi. Daar is nie donker genoeg by jy is daar. Ek heb nog nie van soos gewees. Siedrijk, ons het die siedrijk en ons het soedrijk op die dag. Die donker, die wijn en die lichte die drijverstaf. Dit ken jy totaal so. Kom ons vraag dat die persoon wat ons uitdeel en voor dan kom, druk 10, wat julle, kom ons dit uit, hou dit net by julle, voordat ons met allemaal het en dan doen ons instelling, stuk vir stukje en dan opbreid julle die tekens soos wat het gaat.
Kom ons wil net zeker maak, dat elkeen beteken die dood ontvang. Teken van wijn. Ja. Dus voordat ons dat aan die tafel sit, en ek dit is aan die BA vir die instelling, wil ek die vraag ons by te loop. Het is altyd iets bijzonders om aan die nachtmaaltafel te sit. Ek krijg net by altyd, as jy besef wat ontvang het, die liefde van die Here, wat in Christus doen, tot die uiterste, om die my, kom ons dan die Here daarvoor. Here, ons raak stil aan die tafel, met die tekens van die nachtmaal wat Christus ons ingestel het. Dit skryf vir ons, en dit bring vir ons by iets van die heiligheid van die grootsheid van die activiteit in ons as mens. Maar vertel van ons van die grootsheid van die liefde, die grootsheid van die omgee vir ons. Want dit het die seun gekos, sodat ons kan lewe. Die wat bereid was om hom op te offer. Vir mense wat het nie verdien het. Vir mense wat met sonde deurtrek was. En enige kies het om dit te doen as om die eer. Dat hy het ons een nieuwe hoop gebring. En dit wil ons vanmorgen voor u erken en beleid dat u ons God is. Ons wil erken en beleid dat u ons Vader is. Dat Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Nie net gesterf het nie, maar om een graafhuis in die helle neergedaan. Maar hier deur genade en die liefde het hy weer opgestaan. En so vir ons die sleutels van die hemel gegee om op daarin te stap. Om deel van die kinders te wees. Deel van hulle wat u kan deel van prijs en wat ek omwaardig ons vertel. Daarom sien ons uit na môre met in die ewige lewe wat ons wag. Wat ons vandag beleef, het eer van hom wat gebring het. Laat ons dit gebruik weer tot die eer en die heerlijkheid. Maar laat het beteken wees ook van ons beleidnis, van ons gemoede, van ons dankbaarheid. En laat het een betekenis wees van u wat vir ons alles is in ons leven. Aan u die heerlijkheid, die eer en die aanval, tot in alle eeuw. Amen. Dus is dit die woord wat ons leer, gebruik dit en dink daaraan, dat Christus sy lichaam gegee, dat hy die lam was dat geslag en offer is, so dat ons sondes versoen kan word met God. Die wijn, die druivensap wat ons gebruik, laat ons dink aan die bloed van Christus wat vloeie in die kruis. Dat as jy van kyk en hoe gebeur het, om ons eindelijk te laat wegdek. Maar laat het een dag van weer, hy het gestort, sodat ek en jy skoon te was, kan word van sonde. En rein kan wees, soos wat en wit kan wees, soos wat sneeuw is. En dat ons niks het om voor bang te wees, om te dink om met eendag wetenskap kan gee, maar dat ons vry is, en in die stad van die klompe, ons gebruik het, uitgedaagd is.
Here as ons brood eet het, die wyn gedrink het, dink ons maar net aan die ongelooflike stryd wat ek met die staat van die kruis gehad het, die pyn, die verwerking wat die ervaar het, die totale sonde wat die van die wêreld op, van die mensdom op die geneem het, om vir ons versoening te bring by die Vader. En ons kan nie dankie sê, Here. Dankie dat U nie elke dag vir ons na die lichaam voed nie, maar besonder vir ons deur die kruis geestelike lewe gebring het. Die opstanding wat daarna gevolg het vir ons die belofte bevestig het, dat ons rein gewas is, dat U van ons nuwe mense maak, wat in gehoorsaamheid saam met U moet loop, sodat ons die heerlikheid van die toekoms kan ervaar, van 'n nuwe môre, 'n nuwe lewe, 'n nuwe tyd. Aan U al die heerlikheid, al ons dankbaarheid wil ons voor U neersit, en ons wil onsself voor U neersit en sê, Here, gebruik ons tot U eer. Amen. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid die opneem by die offergawe. So julle kom vorentoe, dan ja, as jy net vorentoe nou kom, vir die dankopbod vir die offergawe. Jy sê moet dit dank nie doen. Ek wil nie. Kom ek sê dit dan om hier dat ons vermoë van hom afkry om ons te kan gee en te kan geniet van wat vir ons geboorte word. Moet by die woorde. Vader, hier staan ons. En ons wil hierdie fondse wat gee ons in die gemeente in die hande sit. Dis in hierdie wêreld van ons dat dit maar moeilik gaan as jy dit self. As jy met sukkel om finansies te kry, nie kan maar ryk wat te kom. Nie kan vir mense iets te kan gee om jou liefde vir hulle te wys. En daarom dank ons ons prys die naam. Ons prys die as almagtige Vader, ons koning, ons Here,
dat U vir ons die boodskap om ons terug te kan gee vir die dienswerk. En ek vra dat U die regte sal gebruik om mense geestelik toe te rus. Om mense geestelik iets te laat ervaar van die heerlikheid, sodat hulle deel van ons gemeenskap kan wees en kan groei saam met ons. Lyk ons ook in die besluite wat ons neem rondom ons. En dit nie net is om wêreldse dinge te doen, maar om die mense lidmate, om hulle te neem op 'n reis saam met ons, sodat hulle dit kan geniet. Die Heer kan die naam van Amen. Dus sit ek terwyl hulle gaan sit, ons laat. Iemand moet die laaste sê, né? Baie dankie julle. En wat hier net ook. Jy het al die ander te waardeer. Dis goed dat jy al het leer vandag. Ons laaste lied in die 505, Jesus, U gaan voor ons volk in die spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogte, diepte, draaie, kom en vat ons aan na die Vaderland. Ons is op pad. Ons toekoms is ons een duidelijkheid gestel aan die Bijbel. Julle weet dit ooit. Ons allemaal wacht om daai dag te kry wat ons in die hemel instap en julle kan loop en bly. En dit wat ons sê, Here, U gaan voor ons volk in U voetspore. Kom ons sal U soek wat het daar volg. Mag die heerlijkheid wat God vir U en my opdoen het. Mag die liefde wat hy vir ons gebring het in Christus. Mag die genade wat hy ons gee om nie as mense van hom te leef, saam met U wees. U elkeen begelei en lei op die weg wat hy vir U en my bring. Amen. Amen.
volgende week is die tema ander wêreld, ander lewe. En hierdie dag, hierdie lewe,